Kom ons kyk vandag na my lewe. As ek kyk na my eie verhouding met my 2 seuns, wil ek net die volgende aan almal verduidelik. Ek is hulle vleeslike pa, ja. God is hulle geestelike pa. Hulle word gelei deur die krag van die Heilige Gees. Hoekom? Omdat hulle Christene is. Hulle ken vir God, hulle luister na sy stem. Ek staan terug en bid vir hulle. So leer ek vir hulle om onafhanklik van my te wees. My tyd om hulle groot te maak is lankal verby. Hulle is al 2 bo 18 jaar oud. Ek het minder geword en God het meer geword in hulle lewens. Ek veraf God hulle glad nie. Hulle behoort nie aan my, hulle behoort aan God. So leer hulle om vleis te eet en hulle geloof en nie melk te drink nie. Ons moet vir mekaar bid, mekaar ondersteun, vir mekaar lief wees. Maar die grootste geskenk wat jy as ouer ooit vir jou kinders kan gee, is om 'n verhouding met God te kan hê. Hulle te leer en te help om God se stem te kan hoor en hulle te voorsien met die geestelike wysheid uit God se woord uit. Hulle behoort aan God, nie aan jou nie. Hulle oë moet in alle tye op Jesus Christus en sy koninkryk gefokus wees. Dit is die heel belangrikste aspek of besluit in hulle lewensbestaan op aarde. Jy as ouer moet dit vir hulle leer. Die wêreld gaan dit nie vir jou doen nie. En dis absoluut waarheid. Daai verantwoordelikheid is joune. Dis nie die skoolsinne, is nie die kerksinne nie. Daai verantwoordelikheid is joune. God het daai kinders in jou hande toevertrou. So baie belangrik. Dit is jou werk. Dis jou, hoe kan ek vandag vir jou sê, dit is jou werk as ouer om jou kinders te leer. Die wêreld gaan dit nie vir jou doen nie. Die Satan wil nie hê jy moet dit doen nie. Stel uit, môre is nog 'n dag. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Môre is dalk te laat. In gees gee God vir jou 'n geleentheid, 'n voorreg om as ouer vir my engel groot te maak tot lof en eer van sy koninkryk. Kinders is geskenke uit die hemel uit. Dit kom met ongelooflik baie verantwoordelikheid. Ek het ook nie altyd my verantwoordelikheid besef nie, tot die dag toe ek tot bekering kom in 2013, toe besef ek met wat 'n massiewe groot verantwoordelikheid dit kom om 'n ouer te kan wees. Definitief, ek het so baie by die Heilige Gees, by die Here geleer. Die woord sê, soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Dit is absoluut waarheid. Ek het alles omgekeer in my eie lewe. Ek wou eers alles gehaat het en toe die koninkryk van God opsoek. Dit is hoekom my lewe so groot gemors was. Ek het op die harde manier in my lewe geleer. Vandag is ek dankbaar vir elke stukkie tug en vermaning wat van God afgekom het. Hy het dit juis gedoen omdat hy lief is vir my, omdat hy my in die hemel wil hê. Ja, daar's 'n ongelooflike groot prys om te betaal. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Absoluut waarheid. Baie van julle wat vandag na my luister, is ook verlore seuns, verlore dogters, verlore paas, verlore maas, op julle eie unieke manier. Vleeslik, maar ook geestelik. Baie van julle het ook foute gemaak, ook mense seer gemaak in julle lewens. Niemand van ons is perfek nie. Die mens maak mekaar oor die algemeen baie seer hier buite. Almal van ons het 'n storie om te vertel van iets of iemand wat ons skade berokken het. Maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, maar hoe jy opstaan in die lewe. God wil hê jy moet bekeer. Geestelik en vleeslik moet jy tot volle inkeer kan kom. Dis vir God so belangrik. Vleeslik moet jy kan omdraai van die verkeerde pad wat jy in jou lewe gevolg het. Jy moet teruggaan tekenbord toe. Jy moet selfondersoek doen. Kyk hoe staan jou lewe in vergelyking met die wyse waarop, of die manier waarop jou ouers jou geleer en opgevoed het. Geestelik moet jy kan wegdraai van die sondige natuur in jou lewe. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe saam met God te kan behaal. By God is jy reg of weg. Daar's geen middelweg nie. God het die sondaar lief, maar hy haat die sonde. Jy sal nooit vir God met sonde kan behaag nie.
as die hemel vir jou belangrik is, as Jesus Christus vir jou belangrik is, as jou ewige saligheid saam met God in die hemel vir jou belangrik is, sal jy die Bybel onvoorwaardelik gehoorsaam, sonder enige voorwaardes, vereistes of limiete in jou lewe. Alles gaan oor die wil van God, nie oor die wil van Satan, of die wil van jouself, of die wil van ander mense nie. God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse. Jy moet net die besluite maak, en verantwoordelikheid neem daarvoor. So maklik soos dit, baie belangrik, moet nooit Satan se rol in aanvalle op beide aspekte van 'n mens se lewe, vleeslik en geestelik, onderskat nie. Satan kan geestelik aanval, ja, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. Evalueer altyd alles in gees, nie in vlees nie. 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Moenie mekaar, luister baie mooi, moenie mekaar verafgod nie, of dit jou vrou is, of dit jou man is, of dit jou kinders, of dit jou familie is, of dit besitting is, materiële dinge, goud en silwer, of dit 'n stokperdjie is, 'n sport, 'n plaas, 'n strandhuis, wat ook al daar mag wees, moet niks verafgod nie, moet ook nie mekaar verafgod nie. Ons word net geleen aan mekaar. Abraham was meer as bereid om vir Isak op te offer op die berg. Net so moet jy ook bereid wees om alles af te staan en op te offer in jou lewe. Verstaan my punt baie mooi. Abraham was meer as bereid om vir Isak op te offer. Hoekom? Want hy was lief vir God. Hy het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God gehad. Maar hy was lief vir sy seun, maar hy het hom nie verafgod nie. En God het dit raak gesien, en dis hoekom God het gestop, want hy het geweet, hy is meer as bereid om tot sy seun op te offer, want hy was lief vir God, hy was gehoorsaam aan God, hy het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God gehad. En so wil die Here hê, ons moet die lewe geniet hier buite, maar ons moet niks anders as Jesus Christus op ons hart dra nie. Ons kan niks op aarde verafgod, hier is niks op aarde wat ewigheidswaarde vir jou toedien nie. Verstaan jy wat 'n verskil in jou lewe kan maak met die pad vorentoe nie. Dit gaan oor jou verhouding met God en met God alleen. Nou net so moet jy bereid wees om alles op te offer of af te staan vir die koninkryk van God. God het klaar, luister baie mooi. God het klaar sy liefde vir ons aan almal bewys. Hy het sy enigste gebore seun Jesus Christus vir ons gegee om geoffer, geslag en uitgelewer te word vir die dood. Dit is die jou grootste teken van liefde wat daar ooit sal wees. Daar staan geskrywe, spit jou ore, 1 Johannes 3:16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broer, vir ons suster, vir mekaar af te lê. Is dit nie absoluut 'n skitterende, 'n ongelooflike skrif hierdie nie? Nog 'n skrif wat die Here gee, Johannes 15 vers 13. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Ongelooflik. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Sorg dat jy gefokus bly. Hou jou oë op Jesus Christus en sy koninkryk. Staan sterk in jou geloof. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God, hy is in beheer en hy het altyd 'n plan B. Hy weet wat hy doen. Ter afsluiting net die volgende. In die Ou Testament het God sy verbond, baie belangrik. Dis baie belangrik dat julle luister hierna. Dinge het baie verander toe Jesus Christus as die Messias kom het. Hy het natuurlik die tafel vir ons almal kom gelyk maak, maar luister baie mooi wat die Here op my hart druk, wat hy ook sommer in hierdie leerstelling ingebring het. In die Ou Testament het God sy verbond met Isak gesluit. Nie met Ismael nie. Daar staan geskrywe Genesis 17 vers 19 tot 22, ek lees dit vir julle. Maar God het vir Abraham gesê, nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom hou, as 'n blywende verbond, en ook met sy nageslag. Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het, kyk, ek seën hom ook, ek maak hom vrugbaar,
en ek sal sy nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar 12 heersers stam, en ek sal hom 'n groot nasie laat word. Maar dit is met Isak, die seun van Sara, vir jou oor 'n jaar in die wêreld sal bring, dat ek my verbond sal nakom. Nadat God klaar met Abraham gepraat het, het hy van Abraham af weggegaan. Nog 'n skrif wat die Here hierdie woorde staaf en bevestig, wat die Here vandag vir jou gee, is Genesis 21 vers 9 tot 13. Ek lees dit ook vir jou. Toe Sara, die seun van Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat gesê het, maar wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Nou baie belangrik, in die Nuwe Testament, in die Nuwe verbond, het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak. Luister baie mooi. Deur sy bloed aan die kruis is 'n nuwe verbond beseël. Daar staan geskrywe, hoor die woorde wat God vir jou gee, die skrif wat hy vir jou gee, om dit te staaf en te bevestig. Efesiërs 3 vers 5 en 6, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou, deur die Gees, dis die Heilige Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie, en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het, 'n massiewe skrif. Johannes 3:16 gee die Here ook vir jou. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kort en kragtig opgesom, almal is welkom. By God is almal welkom deur sy seun Jesus Christus. Hy het die mens as beeld van God geskaap en hy het gesê dit is goed. En elke mens maak saak, elke siel is vir God belangrik. En dis hoekom Jesus Christus gekom het, sy hele lewe opgeoffer het, geloop het op hierdie aardbol, net soos ek en jy. Daar's iemand op hierdie planeet, op hierdie aarde, op hierdie hele skepping wat jou hart beter ken as Jesus Christus nie. Maar hy het alles in sy lewe prys gegee om sy Vader in die hemel te verheerlik. En dis hoekom hy 'n massiewe prys betaal, sodat elkeen wat wil, elkeen wat gryp na hom, elkeen wat sy naam aanroep, gered kan word, vergewing van sondes kan ontvang en deel kry aan die absolute opoffering en koninkryk van ons almagtige God. Daarom kniel ek. Dit is so massief en groot. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees, die Heilige Gees, uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk,
deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Ek prys die Here vir die absolute ere voorreg in Jesus Christus naam vir hierdie pragtige woorde, hierdie pragtige gebed in Jesus Christus se naam. Amen. Mag hierdie woorde wat vandag in jou hart val, mag die Here beheer uitoefen. Mag hy die kunsmis in water gooi, dit bewaar en beskerm, kunsmis in water gooi, en daai lande inoes as die saad ryp is. Want ons is die lig vir die wêreld. Ja, ons is soos 'n stad wat op 'n berg gelees. Sout van die aarde, mense, sout irriteer en sout brand. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor jou lewe spoel. En as die woorde vandag in jou hart getref het, moenie uitstel nie. Draai vandag terug. Kyk vleeslik na jou lewe. Kyk die roete wat jy stap. Maak Jesus jou rolmodel. Sou Jesus ook so geleef het, sal hy ook hierdie pad gestap het, so sal hy ook mense so behandel, sal hy ook mense met hulle so gepraat het. Verstaan my punt mooi, Jesus is jou rolmodel. En daar waar jy na jouself kyk, wat jy nie gelukkig is in dit wat jy sien nie, kyk in die spieël na jouself en draai terug na die roete toe wat jy groot gemaak is. Jesus is jou rolmodel. Nie net vleeslik, maar ook geestelik, om geestelik te bekeer en Jesus Christus se absolute mag en krag en teenwoordigheid in jou lewe op te soek. Moet jy kan glo in hom, jy moet sy naam kan aanroep, jy moet kan weet wie hy is, maar jy moet ook die riglyne van die woord kan uitleef en bekeer, sondeblyding doen, bevryding kan doen, sodat jy siel, gees en vlees gereinig en geheilig kan word volgens die belofte van die woord in 2 Korintiërs 7 vers 1. Daai belofte is daar vir elkeen van ons. En siel, gees en vlees wil jy nie met baksteen en kettinge en rots op jou skouers rondloop nie. Jy wil absoluut verlos en vry wees van enige bloedlyn vloeke en bloedverbonde en siel en geestelike regte met mens, dier, selfs die hemelliggaam. Verstaan jy wil verlos en vry wees daarvan en jy wil die pad kan stap in volle suiwerheid en heiligheid. Johannes 8:36, eers as die Seun jou vry gemaak het, sal jy werklik vry wees. Ek dank julle vir die voorreg om hierdie woord te bring. Mag ons Vader in die hemel, wat bo op die troonstoel sit, mag hy wat die scepter in die hand het, as hy spreek, dan sit die hemelliggame hier buite, mag hy wat op die troonstoel sit, en Jesus wat aan sy regterhand sit, sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles, daardeur verheerlik word. Ek prys die Here vir die voorreg. 'n mooi en 'n geseënde dag word vir almal toegewens. Dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring. Tot ons weer eens gesels. Shalom vrede. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning en gebede. Ons gesels gou weer. Groetes. Bye bye.